Hallo, ons is weer terug op BS Bats and Balls. Hierdie week 'n nuwe gas hier uit Shimla land. Hy het 'n rugby speler in die Shimla geleedere, B.J. Maree. Hallo B.J. Van Formaat. In my jong dae, ja. Nou coach van Formaat. Fisio in wording, biokineticus in wording. En hy was in 'n sekere skool gewees. Ja, ek gaan nou nie sê wat se skool nie, maar Hy sê vir die ouens wat nie wil sê nie, maar almal kan raai. Ek is in Bloemfontein. En die ou speel nogal rugby. ek weet daarom iets van rugby, so dalk help dit. Maar ja, is eintlik gepas dat ons hier so by Koffsies is, Vrystaat Universiteit van die Vrystaat. Maar as jy Erasmus Ja. so geswat. Ja. Nou net op die voorhand van 'n groot wedstryd, groot reeks actually. Dit is massive. Ek hoor die hele build-up is. Ek kyk vanoggend 'n podcast van Mark Johan en Zels, baie cool ding wat hulle op YouTube het. En hulle praat van hierdie series, dis die World Champs, die beste span in die wêreld. Want almal up north in Europa claim vir Ierland dat hulle die beste span in die wêreld is. Even though hulle nie 2 World Cups back-to-back gewen het. Inteendeel, hulle het nog nooit 'n World Cup gewen. Hulle het nooit by 'n quarterfinal gekom het. Jy is heeltemal korrek. So, ek weet nie, maar hulle is altyd so clever. As jy kyk in Chasing the Sun sê Rassie ook baie keer, ja, we are so clever. Dit is die hele ding hoe die Ire hulle self bou is omtrent hierdie ding dat hulle so clever is. Maar massive naweek van rugby. Dit is Wallis teen Australië, 2 spanne wat absolutely nowhere is, wat eintlik baie goeie rugby nasies is. En dan Engeland en Nieu-Seeland, al 2 spanne baie halfvoet herbou na 'n paar retirements. Kyk, Farrell het nou sy goeders, hy's weg. Marcus Smith slot nou daarin. En ek wonder baie keer hoe groot hindernis was iemand soos Owen Farrell in die Engelse rugby span gewees. Hy's great. Moenie my verkeerd verstaan, ek dink hy's great. Ek dink hy was 'n redelike leier gewees, maar ek dink 'n ou soos George Ford was ook amazing geweest en hy moes vir lank in die shadow speel Van Farrell. van Farrell. Ek weet nie jy daai wedstryd kyk Argentinië en Engeland. Ek onthou laas jaar clearly Farrell was beseer geweest. Ja. Hy kon nie speel nie en George Ford het 'n absolutely amazing game gehad in Frankryk vir Engeland op 10. Ja. En nou is dit ewe skielik is dit oop. Marcus Smith, George Ford, daar's soveel plek nou oop Hulle vir nuwe het baie ouens. talent en ek meen as jy kyk laas jaar met die ander 20s, Engeland se span het net so goed gedoen. En ek kan nie presies die ouetjies naam onthou nie, maar hulle fly-off laas jaar was net so briljant. Maar ek dink Owen Farrell se groot ding was hy was half 'n persoonlikheid op die veld wat die refs wou hom nie aanvat nie. Ja. En hy kon baie bully maar in 'n respectable manier seker maar. Hy is Jonathan Sexton. Verseker. Nou, dit is seker maar 'n ding up north. Ek dink as jy kyk na die 10e ook, Dan Bigger dink ek dit was baie goed gedokumenteer ook laas jaar hoe hy skree op sy spelers op die veld. Ja. Weer 'n 10. Finn Russell, Selfde. ook 'n ou wat bietjie weet, so ouens up north is maar bietjie anders. Ek dink jy is lekker om 'n braaivleisvuur saam met hulle. Nee, So seker. saam met Andrei Pollard of Mani Libbok nie. Ja, Maar seker nie. op daai punt, ons gaan net gou vinnig deur die span gaan. Waar staan jy met die hele idee van Pollard versus Libbok? Kyk, Libbok is 'n playmaker, dit moet ons vir hom gee. Ek meen kyk na daai kick pass wat hy in die World Cup gegee het. Hy is Die fantasties. no-looker. Die no-looker. Wel, jy moet hy ou sommer dood in die oog kyk. Hy is briljant, maar ek back 100% van Andrei Pollard nog steeds bo Mani Libbok. Net slegs oor sy stelskoot. Ek dink all in all, ons het net 'n gesprek gehad of ons jy sal agterkom, ons het al hierdie cool goed nou weer. Ons begin al hierdie nice goeders leer ons nou al hierdie terme van off-air en goeders. Ek en my co-host Jan, hy's nog steeds Pollard. Ek dink hy vat die lyn aan. Ek dink hy is in sy eie right, is hy 'n playmaker. Hy's great op defense. Hy weeg amper 100 kg. Dis ook Ek meen as jy 'n 10 het wat 100 kg weeg. Die ou is ook nie kort, hy's amper 1.9. Ek dink hy's 1.89. Dis 'n massive unit daarso op die eerste kanaal. Ja, verseker. Dit is en soveel kere op internasionale rugby moes 'n ou het al weggesteek, die spelers gaan wegsteek het op die blind side losskakel. Quade Cooper was een van die ouens, amazing playmaker. Maar as hy skram is, dan moet hy gestaan by linkervleuel staan, maar hy kan nie tackle nie. Ja. En dis die amazing ding van Andrei Pollard is net die feit dat hy vir jou daai all-round ability gee. En ek hoor nou vanoggend sê 'n joernalis, hy sal nie noodwendig vir Andrei Pollard en die Barbarians wat altyd expansive rugby speel gaan sit nie. Maar ek het my eie opinie omtrent. Ek dink nog steeds hy het die skills om daar te kan speel, maar ek dink as jy dit in cricket moet vergelyk, nê. Kyk, ons mos nou maar cricket ou in my jong dae. Is dit soos Jacques Kallis. Okay? Jy weet wat jy van hom gaan kry en hy gaan runs maak en dit gaan werk.
Ja. En dit is nie net 'n one trick pony nie. Jacques Kallis kon ook reverse sweep. Ja. Net so goed soos enige ouetjie na hom. En dit is waar André Pollard ook vir my is. Ek weet nie hoekom moet daar 'n debat wees nie. André Pollard is in my opinie die beste 10 in die wêreld. Ja, hy is verseker op vir debat. Wie dink jy? As jy nou moet praat van beste 10 in die wêreld, jel. Daniel McKenzie, Bowden Barrett, George Ford, Marcus Smith om 'n paar te noem. Kyk, ek dink die ding met Daniel McKenzie is hy word maar meeste van die tyd op 15 gespeel. Ek dink persoonlik sy beter posisie is 15. Hy maak hierdie naweek sy buiging op die 10. Ja, en dan kry jy ouens soos Richie Mo'unga op. Maar jy kan nie 'n ou soos Jonathan Sexton uit die gesprek uitgooi nie. Ek meen selfs net die legacy wat hy al klaar het. Hy het nog nooit 'n World Cup gewen nie of selfs by die quarterfinals gekom, maar hy het daai leierskap en mense was geïntimideerd om teen hom te speel. Finn Russell was geïntimideerd om teen hom te blaas. Hy het daai presence op die veld. Hy het daai aura about him. So ek weet nie, dit is vir my 'n moeilike debat. Mense voer daai ding van dat asof André Pollard net hierdie one trick pony is wat net kan paal toe skop en that's about it. Maar ek dink daar's soveel meer omtrent André Pollard as dit. Ek dink dis die feit dat hulle hom vergelyk met Manie Libbok. Ek meen Manie Libbok is 100% 'n playmaker. Ja. Hy is jy kan hom ek weet nie ek dink hy het op skool het hy ook buite senter of senter gespeel. Ek dink hy het fullback op Kruivenweek gespeel vir SVD. Ja, so hy is meer 'n utility of hy kan meer in 'n utility rol inslot as wat André Pollard kan. So ek dink dis waarom hy meer van die playmaking skills geleer het, maar André Pollard in sy eie reg, hy maak ook plays, hy al daai goedjies. Ek dink dit Manie Libbok is beter daarmee. Maar all round is André Pollard vir my daar's geen debat volgens my. So jy sal gaan nog in 'n los game. Sal jy 'n Manie Libbok kies bo Pollard? Nee. In 'n los game as jy die punte kort dan moet jy hom hê. Okay, in 'n oop game? Ag as jy nou 'n free running game. As jy nou hoe kan ek sê? Kom ons sê wel, ek weet ons is nou al teen hulle verloor so 1 of 2 keer, maar Japan. Kom ons sê nou ons speel teen hulle waar ons verneem ons gaan 'n groot skor opsit. Ja. Dan sal ek sit vir Manie Libbok daarso. Hou vir André Pollard dalk spring dalk vir Pollard van die bench af. Ja. Maar hou vir Manie Libbok daar, laat hy net meer geleenthede, veral om die bal by die vleuels uit te kry. Dis interessant. Dis interessant dat jy so sê. Ek sal nog steeds inclined wees om te gaan omdat André Pollard vir my so goeie all-round amazing rugby speler is. Ek dink die ou is gemaak om te wen. Hy was die prins van die Parel gewees, dink ek is hy uit die Parel gekom. Ja, verseker. En ever since hy het 'n fairy tale lewe gehad. Ek dink in matriek het hy al vir onder 20s gespeel vir die Baby Box. Ja. En hy 3 jaar vir die Baby Box gespeel. En ever since hy was nog, ek dink hulle sê vanoggend hy was nog nooit gedrop nie. Ja. Dis een van daai ouens sinds hy 20 was en vir die Bokke begin speel. Hy's nog nooit gedrop uit enige span omdat hy sleg is. Beserings het so gewees, maar 'n ander interessante feit, wat is ook off-air genoem het net nou. Hy het nog nooit self teen Ierland gespeel nie. So dit nou sy nie debuut teen Ierland nie, maar sy eerste wedstryd wat hy nou teen hulle speel en dis ontklaar 'n helse debat. Ek dink die beste ding vir my van hierdie hele wedstryd is die heen en weer tussen Suid-Afrikaanse ondersteuners en Ierse ondersteuners. Ja. Van Jason Colby het ook genoem van die Ierse ondersteuners sê so hulle moes die World Cup gewen het en hierdie toets gaan nou bepaal wie is regtig die beste. Ek dink ons credibility het hy half op die lyn geplaas met daai statement wat hy gemaak het van hierdie toets gaan bepaal of hulle nou eintlik iets het om oor te praat of nie. Dit is vir my en dit is wat ek hoor nou uit groot ouens uit die media uit, soos ek's 'n groot volgeling van Markie Johan, die rugbyjoernalis van SA Rugby Magazine. En hy sê die groot ding is hierdie Ierse pres het oornag hierdie baie ernstige ouens geword. Hierdie stil gesigte wat rugby is nou hulle ding. Hulle is nou ewe skielik 'n rugby nasie. En maar hulle voel ook hulle is aan die beste en ek gee hulle credit. Yes, hulle is amazing, maar ook in die World Cup waar ons teen hulle gespeel het. Ons het maar 'n klomp punte op die veld gelos met ons goeie vriend Manie wat 'n paar balle misgeskop het. Maar okay, dit daar gelaat vir die losskakel debat. Kom ons gaan gou deur die res van die span van 1 tot 15. 1 is Ox, 2 is Bongi, 3 die president van die wêreld, beste rugby speler op aarde volgens my en my goeie vriend Jan Rademan, 141 kg van Bredasdorp vleis, Frans Malherbe. Ek dink jy kan verkeerd gaan nie. Ox het ook hierso Shimla. Hy het Shimla gespeel 2015, waar's die cup gewen. Korrek. Ox is 'n man hierso uit die Bloem uit HTS, produk uit die HTS. Ja, HTS Louis Botha. Ek weet nie of hy oorspronklik van Bloem af kom nie, maar hy het hierso skool gegaan en hy het natuurlik hier geswat. Ook 'n paar games vir die Vrystaat gespeel. Weird story, né? Ek was nou by 'n rugby quiz. Dis een van die vrae in watter laerskool
was Oxenche geweest. Nou almal het Chasing the Sun seker gekyk en het gesien hy kom uit 'n baanshow uit en vir ouens wat nou nie, baie van ons mense hier so, ekskuus, hier by 'n vryfees steel hulle nou 'n bietjie drank. Toe gaan 'n alarm af. Sit hier in die blerkas. Dis hoekom dit 'n bietjie blerrig is in die agtergrond ook. Hy kom uit 'n baanshow uit, maar jy sal nooit raai wat sy laerskool was hy nie. Vertel my. Vonalaar. Genuine in Bloemfontein. Ja. My genade. Vonalaar. Ek weet nie hoe baie ander rugby spelers het Vonalaar primêr al opgelewer nie. Ja. Springbok rugby spelers. Natuurlik. Maar ja, Vonalaar. So all in all 'n bloembootjie wat daar so speel en ek dink hy en daar niemand stap ook al 'n baie lank pad saam van hier af. Daan homself ook hier so van Bloemfontein. Ja. En kyk, Rassie het mos so soos jy vroeër genoem het ook sy draai kom doen. So Bloemfontein het 'n groot kredietwaardigheid in wêreldsport. Nou met die Cricket World Cup. 4 ouens wat in die World Cup gespeel het, is Bloemfonteiners. Ja, het hierso in Bloemfontein cricket gespeel, klub cricket gespeel hierso in Bloemfontein wat toe op die world stage gespeel. So kyk, die produk van wêreldsport is Bloemfontein. Ja, verseker Bloemwyk is kan. Maar ja, ek dink ons kan net nou dalk ook loer na die Ierse span, want as ons nou klaar hier gegaan het. En daar is ook 'n paar interessante besluite wat ek nou agtergekom het en ek het maar 'n paar video's ook gaan kyk oor mense van Ierland spesifiek wat nou die span analiseer. Daar's is 'n ek dink dit gaan 'n baie goeie die matchups gaan fantasties wees. Waar is jy in die debat tussen Bongi en Marx? Kyk, ek dink hulle altyd is briljante hakers. Marx is vir my meer 'n impakspeler. As hy gaan opkom, gaan hy mense seermaak, hy gaan lyne breek, verseker en hy gaan balle steel. Dis die ander ding. Hy's meer van 'n fetcher as wat Bongi is. Ja, seker. Bongi is standvastig, sy scrums is briljant. Sy lynstaan is ook fantasties. Ek dink Marx speel half vir my meer want hulle sê ons altyd jou haker moet jou ekstra los voorspeler wees. Marx vul my meer daai rol aan en Bongi is vir my meer hy neig my eintlik meer na 'n stit toe as wat hy na 'n los voorspeler uit na die haker posisie uit. Hy's 'n groot ou. Hy's 'n helse man. 'n massive unit op die veld. So as ek moes kies sou ek vir Marx begin het. Of eintlik ek like van om Marx af van die bench af te bring. Maar as jy nou brilliance in play soek van die begin af, Marx jy kan nie verkeerd gaan. Ons het ek en Jan het in 'n vroeër episode, ek dink die vorige Bok Vrydag episode voordat ons teen Wallis gaan speel het ons gesê ons het die World Cup gewen laas jaar sonder ons beste speler wat Malcolm Marx is. Ja. En ek dink dit is 'n bold statement om te maak, maar die ou is amazing. Hy's verskriklik mobile vir 'n man van daai size. Hy steel die bal ongelooflik goed. Great speler. En hy's ook 'n leier op die veld, dis ook die ander ding. Ja, Bongi het ook nou in 'n leierskaprol ingeklim en ek dink hy het 'n wonderlike World Cup gehad. Nee, verseker. Hy net soos Malcolm ook 'n bietjie injury prone. Kry elke nou en dan 'n bietjie besering, maar awesome geleentheid vir ons. Awesome posisie om in te wees om van twee van hierdie ouens te hê. It's amazing. Ek meen soos laas jaar het vir Dion voor hier gehad en ook dit kon aanvoer. Ja, ek dink die diepte aan. Ek dink die diepte wat ons het in Suid-Afrika, dis onvergelykbaar met iewers anders in die wêreld. Dit is amazing. En soveel van dit dink ek kom van die strukture op skole rugby. So vat iets soos die Craven week van laasweek. Nou weet almal van ons hy het Felix, Ethan Adams, Pieter van der Merwe, Jacqueline Ahmed daar's van WP. Marcus Miller, ek is 'n groot Parel Gym ondersteuner wat soos jy luisteraars seker ook maar weet. So kom ek 'n groot Andrei Pollard fan ook nou maar is. En dit is amazing. Van 17, 18 jaar oud weet mense van hierdie ouens. Hulle word in strukture gesit van waar is die kap, maar geword het Currie Cup, URC, Springbok. So die strukture is amazing vir ouens om te ontwikkel. Vir jou wat ook nou self hierso by die universiteit rugby speel by in die Shimla setup is en goeters. Dis cool. Dis so cool vir 'n ou die walkway wat 'n ou het. Maar dis amazing. Ek meen ek doen my prakties hier by daai skool wat jy nie die naam van wat ons nou nie die naam van gaan noem nie. As derdejaars was nou ingedeel by 'n skool en gelukkig was ek nou daar. Die fabriek van Springbok rugby. Ja, dit verseker SA skole spelers, maar en ek sal aangedeel by die rugby is nou as een van die assistent kondisioneringscoaches en ek meen van 14 jarige ouderdom af dit wat daai manne deurgaan en die blootstelling wat hulle het teenoor strength and conditioning om hulle op daai level te kry. Ek meen dan slot hulle in dis crazy. Ines Keiser, hy's die conditioning coach van die Shimlas hierso by die universiteit en ook van Grey College is die eerste span. Ek het dit gesê, ek sê net Ines. Maar in elk geval en as ek reg is hy was betrokke by die Crime Week setup ook. Dis amazing om te sien dan in die oggend en dan sal ons nou daar's ons gym sessie hê
En in die middag het die eerste span van high school nou hulle gym sessie en dan daai ouens gooi, hulle is 17, 18 jaar oud en hulle gooi dieselfde gewigte rond as 22, 23 jarige mats. Dis amazing. Dis regtig waar die commitment levels van sport in Bloemfontein is amazing. Nie dat dit nie so is in die Kaap en so nie, maar ek gaan jou ook 'n rede gee hoekom al is. In Bloem is niks anders om te doen in Bloem nie. Not much to do when you are a school ouetjie in die Bloem. Jy gaan nie so. gou vandag see toe om te gaan surf. Die Kreersdrift Dam se waves is ook nie so groot nie. Nee, gaan ons nie ver kom met dit nie, verseker. Ja, okay, ons slotte, Eben Etzebeth en Sous. Nee, Eben is my die enforcer. Die enforcer verseker. Ek dink hy is die beste vierslot. Miskien in van alle tye, maar ek dink verseker in huidige spel in die wêreld. Waar rank jy hom in bakkies? Ek dink hy is beter as bakkies. Ek dink ook so. Kyk, bakkies was die OG enforcer en Eben het die skills om meer as enforcer ook te wees. Verseker. Bakkies was verseker intimiderend om teen te speel. Ja, ek dink so. Maar ek dink Eben Etzebeth ook. 126 kg 2.04, 2.03 jaar rond. Dis 'n massive stuk mens wat na jou toe aangehardloop kom. Mas great ball carrier. Ek dink hy's 'n beter ball carrier as wat Bakkies staan opsie. Ek dink jy kry beter nie. Definitief sterk skrammer. Ek dink ek het in my vorige lewe in baie lank terug toe ek op die slot gesak. En ek onthou wat die onderwysers vir ons gesê het, dis die krag van die skram kom van die slotte af. En ek dink baie keer is dit underestimate in ons setup groot Eben Etzebeth en Sous bloot. Erg Snyman aan dieselfde. Ja, van agter af. Dis massive ouens wat daar in ons vaste 5. Ek meen amper 130 kg agter 'n ou wat 140 weeg. Maak sin dat ons penalties uitskryf. Ons het so ek was laas jaar en hierdie jaar was ek by Frans Malherbe rugby week. Frans is ook dan obviously daar so. Ja, van die Parel. En Frans is 'n klein ouetjie nie. Kyk, hoe lank is jy? Jy's seker amper 196. Ek sien daar's rond. Ja, ek is so 189. Kyk, Frans is langer as ek. En Frans is klein op 'n veld. Dan kan jy imagine hoe groot is daai bokbal. So it is amazing. Ek dink jy ons kan fout gaan nie en dan vererg jy om tweede helfte op te kom met daai robot ook, Great ou. Ook al van die Parel. Ja, Boysaai man. Boysaai kaptein was massive geweest op skool. Bietjie ingegroei na skool, maar ek onthou toe hy matriek was en hy daar so rugby speel. Massive figure op die veld. Ek dink hy was kaptein nog geweest daai tyd vir Boysaai, Ek sê jy het net so genoem, Groot en 'n paar Boysaai manne, so wie vat Frans Malherbe is ook obviously 'n Boysaai ouetjie. Evan Roos is in die setup. So die Parel word goed gerepresenteer. Grant Williams wat uit deurkom wat in gym was. Maar ja, ons losvoorspelers, kaptein Sia Kolisi is terug. Sia is nie vet nie. Hy's nie vet nie. Sia is beautiful. Sia is kaptein. Hy's transparent. Hy's amazing. Ja. Ek hoop hy speel soos wat hy in die Wêreldbeker gespeel het. Sia het so goed ontwikkel as 'n speler. Ja. Heeltyd word dit hierdie leierskap ding, maar hy's 'n ongelooflike speler hoe hy ontwikkel het in die laaste ruk. En dan 7 het ons vir PTSD. Ja, jy kan nie. Ek meen ons het al op 'n vorige episode gesê van 'n 7 se. As jy net iets wil sê oor Pieter Steef de Tooy, gaan kyk die final. Kyk hierdie highlights. Gaan vra vir Jordy Barrett. Gesien hy uit om weer Pieter Steef de Tooy te speel. Pieter Steef de Tooy, dis vir my 'n left field selection. Ja, snaaks besluit op Kwagga Smit, maar ek dink ook jy kan nie verkeerd gaan, maar ons is ook altyd lief vir hierdie groot ball carriers op 8 wat soos 'n sweeper rol ook vir jou gaan speel. Seker, ja. Ek weet nie is Kwagga daai ou nie. Ek dink kyk meer, ek is 'n massive Elrich Lou fan. Ek rank hom eintlik hoor as ek vir Evan Roos ook rank in SA rugby op die stadium. Maar amazing geleentheid seker vir Kwagga. Dit is seker wat 'n rassie ons stras nou maar verras. Hy twee World Cups. Ja. Dis afval Bavaria. Maar ja, so dit is 'n interessante call omdat ons vir 'n kleiner ou gaan. Hy weeg onder 100 kg. Seker die eerste keer in die rassie era wat ons vir 'n agterman gaan onder 100 kg. Ja. Maar dan kry jy ook daai ander fasette van sy wedstryd. Hy's 'n verskriklike goeie ball poacher. Ja. Net so goed op supporting play. As dit veel deurbreek, die eerste ou wat by hom is Kwagga Smit. En ek dink dis ook half waarna hulle kyk. Ek voorspel ons gaan 'n vinnige fast pace game speel in altitude gaan ook 'n rol speel daarin. So ek dink dis dalk hoekom dis my siening op hoekom hulle dalk vir Kwagga Smit gegaan het. Ervaring ook. Ek dink dis wat ek kyk vanoggend gou so toevallig Chasing the Sun en mense kyk kyk gou die span so deur wat ons oor praat. Daar's soveel ouens met soveel ervaring. As jy 'n double World Cup wenner is, jy
jy weet wat's rugby, jy verstaan rugby Is- dan en daar's soveel leiers in 'n span. En jy weet wat van jou verwag word in jou posisie. Sê nou maar Exactly. Kwagga wat nou ek weet nie hoeveel hy het nog nie veel in die beginspan gespeel nie, maar hy weet presies wat van hom verwag word. Gewoonlik kom hy van die bench af, hy moet daai rol aanvul, maar hy weet presies wat van hom verwag word op die 8. Maar weet jy, ek reken 'n ou soos hy wat al ten minste 8 jaar in die setup is. Ek moet sê 6 jaar. 6 jaar in die setup is. Hy weet. Hy was genoeg in spanpraatjies om seker te wees. Ja. 9 en 10 is dit baie stock standard Faf en Andrei. Great kombinasie dink ek tussen die twee, great verstandhouding. Ja. 2 World Cup saam gewen op die 9 en die 10. Ons het net oor Andrei gepraat, amazing rugby speler. Dan ons centers. Dit is ook wel 'n weer ding. Heineke Meyer. Ek hoor vanoggend ook in Maak Jou Eie se ding, sy podcast, waar hy sê Damien de Allende en Jesse Kriel was identified deur Heineke Meyer in die tyd toe John de Villiers haar erge kniebesering gehad het. Yes. En hy het gesê gee hierdie ouens kans. Dit gaan die grootste center kombinasie wees wat SA rugby nog gehad het. Nou, dit was groot geweest want dit was net na daai Jacques Fourie en John de Villiers kombinasie tyd. En kyk nou, in die World Cup, ek dink Jesse het so goed gekom, 'n ou wat baie lank ook op die agtergrond was. Ek het baie respek vir die ou dat hy heeltyd net daar Aangehou was het, ja. en aangehou het. Hy kon maklik net gesê, "Ken jy, hy gaan nou maar. Hy gaan speel net 'n bietjie rugby want hy het nie baie rugby gespeel in die tyd wat Am daar was nie. Ek dink hy's nou strong competitor om dalk vir Am te sê, jy gaan nou 'n bietjie wag hou maar. Ja, seker. Want soos wat ons speel, as jy baie keer wat senter op die bankie sit nie. Of jy begin of jy dra sakke vir 'n week. Ja, nee, dit is so, dit is verseker so. En Damien de Allende voel ek is een van die unsung heroes in die Springbok span. Nee, verseker. Daai ou word nie Verseker. teruggetackle nie. Nee, hy doen nie, hy maak altyd meters en ek meen ek het nou die ander dag kyk ek 'n paar van die highlights van die World Cup. Daar raak ek amper half nostalgies en mense sien dit nooit nie. Maar Damien de Allende elke keer wat hy die bal dra, maak hy meters. Ja, ek kry Hy oor kom oor die game line en dan kry oor die voordeellyn. Ja. En ek dink hy's so 'n goeie all-round speler waarmee jy nou sien in internasionale rugby wat nou so groot geword het en so professioneel geword het. Jy kan nie meer 'n one-trick pony wees nie. Nee, seker nie. As jy nou ou soos Andre the Giant daarin gooi wat nou net jou basher is, hy kwyn weg. En sad to say ek's 'n groot Andre the Giant fan, maar hy kwyn weg op 12 nou want hy het nie daai ander verseker as jy ou het soos Boondie Akkie voor jou. Daai man, hy mis nie 'n tackle regtig. exactly en wat hy mee goed maak, ek dink hy kommunikeer goed en ek dink hy distribute die bal ongelooflik goed ook buite toe. En hy's ook glad nie bang om die bal lyn toe te vat. Nee, Ek meen, glad nie. Dit is wat hy thrive op en hy het goeie voete ook. Dis so. Boonbehalwe die feit, ek dink die ander Giant het seker goeie voete nie. En hy het 'n bietjie Milner en hond in hom. Ja. Daar uit die Kaap uit, dit is in Afrikaans daar 'n nice woord, hy het 'n bietjie etter in hom. En Neefing, ja. baie kere dan soek jy daai ou met 'n bietjie etter in hom. Daar aan die strand praat ons baie van 'n strandhond is 'n ander tipe rugby speler wat maak nie saak groot of klein, hy het etter in hom. Jy Ja. soek daai in 'n rugby span. Soek jy 'n paar ouens in 'n paar posisies. Jy soek dit in jou 2, jy soek dit in jou 6, jy soek dit in jou 12. Soek jy daai ouens wat net 'n bietjie etter in hulle Ja, het. seker. En ons het nou gepraat oor Jesse die agterste driehoek. Ja, kyk daardie naweek, mense nou altyd of mense gedink dalk gee hulle vir Edel van der Merwe nou kans hierdie naweek, maar ek het iewers gehoor feit dat hy eintlik 'n besering op Ja, het. hy het 'n eagle. Ja, so hy het 'n eagle, so mense verstaan dat hy nou nie speel nie, maar ook daar's World Cups daar. Willie Leroux was vir my half amper 'n verrassing geweest. Ek het nie geweet van hom dalk van die bank af eerder bring met om vir Sasha te speel nie. Want hy het 'n briljante wedstryd natuurlik laasweek gehad. Maar weer eens, ek dink ons diepte daar is ook so dis amazing. Dis amazing. Ek dink die ding is van Willie kry baie scrutiny in die media en van ondersteuners, maar ek dink as jy kyk na die semi-final wat die Bulls teen Leinster gespeel het, die masterclass teen 'n rush defense wat Willie gebring het. Dit was amazing. Dit was next level geweest. Baie cool. En ek sien uit. Hy speel sy 93ste toets dink ek. Ja. Sterk op pad na 100 toe, man met baie ervaring. Ek wens net hy wil ophou hardloop na die bal toe elke keer wat daar 'n penalty is. Ja. Niemand val meer daarvoor. Die Nee, 6 wat jaar nie. terug het ons al hy gaan tik. Hy gaan Nou ietsie doen, Ja, maar dis dis hy nie tel die meer so bal nie. op en gee vir Andre is dit rustig bel. Twee vleuels, ek dink dit is arguably die beste vleuels wat ons al gehad het. Ja. My pa is 'n groot JP Peterson fan. En daai tyd het ons nog 'n groot bash vleuels gehad. Ek het vanoggend sien ek 'n stat iewerste. Chesa weeg maar 76. Ja. Maar die hart van jou. Ja, En seker. Kyk, is heeltyd en ek dink met Curtis dieselfde. Jy kry heeltyd 110% Uit hulle uit. performances by daai manne.
En ek meen daai ouens, Ed hulle is is klein. dieselfde. Ja, hulle is klein en hulle is regtig nie bang om hulle lyf op die lyn te sit nie. En ek dink dis wat Rassie op hulle in hulle sien. Ek weet nie of jy die interview gesien het van Eben Etzebeth wat hy by die Sharks was. Die vra hulle vir hom, nou wat soek Rassie? Sê net maar daar's nou 'n jong ou wat deurkom. Toe sê hy, solank die ouens bereid is om hulle lyf op die lyn te sit, dis wat hulle soek. En ek meen dis jy kry dit in Kirtley, jy kry dit in Cheslin. Daar's niks, daar's ander fasette van hulle wedstryd. Ek meen hulle voete is next level. Daar's volgens my, ek dink daar is beter vleuels. As jy hulle spasie gee, is daar punte. It's Seker. amazing. Ja, dit is regtig. Die ouetjies, dis amazing mense dink ek om in jou span te hê, want dit is daai ou wat vir noodlose Brendan McCallum het altyd gedoen in cricket as 'n bal deur die dekke geslaan word toe hy kaptein was van Nieu-Seeland. Baie ouens op 'n hardloop. Daai ou het aangehou hardloop en gespring, geduik, sy lyf teen advertensieborde en gerol en ek kry baie dieselfde van dit met ons vleuels. Dis daai 100% ouens is. Ek weet wie anders sal hardloop as 'n ou op die om te skop. Ja, verseker. En dit het vir ons in die World Cup gehou. Ons Flip World 1 Cup punt, dat wen. Daar het kry hy vir ons 2 punte en ons het met 1 punt gewen. Amazing. Vandag net die bankie net 'n highlight. Ek sien baie uit om vir Grant Williams te sien. Ek sien baie uit vir Salman Murad om vir hulle twee te sien. RG Snyman is altyd 'n fees. En dan die grootte is nou Sasha. Okay? Ek dink die ding is Frans Steyn het begin in die 2019 World Cup waar hy daai 10, 12, 15 kon speel. En ek dink ouens ek's 'n groot fan van Gaza. Damian Willemse, ook 'n strandhond. Ja, natuurlik. So ek dink hulle gaan dit verfyn bo Frans. En selfs met Sasha. Ek dink Sasha en Damian is baie. Ek dink Damian is 'n hele paar steps op voor Sasha. Damian was by 2 World Cups al gewees. Ek meen hy's 26, ek dink 26. Ja, hy's 'n jaar ouer as ek. Ja, daar's rond. Flip dit. Dit laat my sleg voel. Ek word volgende jaar 26. Wat het ek? En Damian Willemse het al 2 World Cups. En amper URC. En 'n Britse en Ierse leeu's as ek reg is. Gaan nou raai met Gaza. Hy gaan dit dalk maak. Ja, hy's in die mix. Hy's in die mix. En ek sien baie uit vir daai van Sasha Mkhize en massive balls van hom. Dis bats and balls. Van hom om wat 52, 53 meter skop wat Rassie nie gedink het hy gaan maak nie. Ja, hy gee vir my bal en as jy die bal moet vra daar, jy kan nie jy naam gaan gat maak op Twickenham nie en die bal net skop tot by 22 nie. Ja. Skop dit daarso, klok dit oor, amazing. En ek dink is ook groot vertroue wat Rassie in hom plaas. Ek meen hy's die enigste, hy het nou 1 wedstryd agter sy naam, maar ek wil half sê enigste debutant want hier is die eerste 'n groot stryd wat voor hom gestel word. Dit is 'n massive. Die res van die span is natuurlik seisoen of season veterans. Yes. Ek dink baie van hierdie ouens gaan 'n geleentheid kry teen Portugal. Want ek het my opinie oor die hele Portugal game. Ja, ek kom Bloemfontein toe, maar ek dink Bloemfontein verdien meer as dit 'n Portugal wedstryd. Portugal game. Alle respek teenoor Portugal. Maar seriously, ek wonder en Swys en Victor Matfield het 'n hengse gesprek oor dit gehad. Op SuperSport. Ek kan nie sien dat dit regtig 'n toets gewees. Ek verstaan nie wat probeer ons daai te gain nie. Dit kan baie stuur die Stormers teen hulle. Ek dink die Stormers sal 'n losing gee. Ja, verseker. Dus ek so 'n Stormer by the way van ek in die Kaap bly. Ja, ek kom so agter. So ja, dit is vir die Springbok span. As jy 'n prediction moet maak vir die wedstryd? Jo, kyk in die Ierland span, dit voel vir my eintlik 'n relatiewe 'n jong, ek wil nou nie sê jong span nie, maar 'n span wat nog nie noodwendig die ervaring het om teen 'n span soos van ons klas op te gaan nie. Ja. Ek meen jy het die 15 wat nou sy eerste wedstryd ooit speel teen 'n Springbok outfit. Ek dink dis die maklikste ding hier. So ek gaan natuurlik Suid-Afrika back. Ek dink ook dit gaan 'n high scoring game wees, miskien hierso 60ste minuut, dink jy gaan hulle val? Ek sal so hoop. Glasgow Warriors het nie. Glasgow ja, ook waar. Ek hoop so, maar as jy net kyk, 'n Bulls outfit met Wilco Alou nou daarso. Maar redelik onervare pak hulle. Het Leinster gestoot. Ja. Het hulle daai trams toe gevat. En as ons vir die president daar het en ons het die Ox en ons het die Bongie en ons het net die res van die manne geroep en gesê gaan skram teen hulle. Dis going to be a long day at the office, hè? Heeltemal 'n ander storie. Ek meen ons vaste fasette is ons sterkpunt. En dit is amazing, hè, wat in die Heineken Meyer era was dit heeltyd ons haat skrams, ons haat mols. Dis 'n ding wat Rassie kon regkry. Ons raak excited vir die skram. Ja. Soos as ons as supporters ook sien uit vir daai eerste skram wat hy ou gaan kyk en goed.
Ja, ek dink die feit dat Jameson Gibson Park ook daar is. Ek is 'n groot fan van Conor Murray. Ek dink hy's amazing. Maar ek dink die feit dat Jameson Gibson Park nie daar is, ek dink dat Jonathan Sexton nie meer daar is. Massive verskil. Maar selfs ook in die Ierland span, ek meen hulle het nou vir Robbie Henshaw op 13 gehou, selfs bo Gary Ringrose. Gary Ringrose kom van die bench af. En ek dink die stryd in die agterlyn gaan vir my eintlik groter. Ek dink hopelik Henshaw is ook 'n baie goeie speler. Hy is briljant, maar mense dink nou hy het 'n besering gehad dat Ringrose dadelik gaan weer terug inslaan. Ja. Dalk die ervaring. Kyk, Tadhg Furlong is 'n briljante vaskop. Ons kan hom uit die gesprek uitgooi. Jy het gehoor wat sê Frans in daai ding. So net hoe Frans druk Oks nou. Hy druk sy kop hier onder my keel dan kry ek die asem dan moet ek skram. So ek weet nie gaan Tadhg Furlong sonder suurstof op altitude te lank kan skram nie. Ja, ek hoor jou, maar ek kan nie presies onthou nie. Het Oks in die Wêreldbeker teen Ierland gespeel? Ek hy het begin nie. Ek het begin dink ek. Ek dink Spicy Plum het begin en toe het Oks van die bank af gekom. So ook 'n interessante matchup nou daarso. Of het hulle al ooit te mekaar geskram? Ek meen gewoonlik word die voorry omtrent dieselfde tyd gery. Ja. In 'n wedstryd. Ja. So dit gaan interessant wees. Ek dink en soos wat hulle sê, Trevor Nyakane het gesê op Chasing the Sun, is nie maklik om teen Oks te skram nie. So amazing. Ek dink dit gaan awesome contest wees. Weet jy nog daarso in die eerste span wat jy dink? So eerste span kom ons hardloop gedeur om vir die forwards, Andrew Porter, Dan Sheehan, Tadhg Furlong, geen verrassings in die voorry nie. Dan Joe McCartney en Tadhg Beirne ook op die slotte. Hulle slotte is natuurlik briljant. Hulle het ook Beirne is baie goed. Dan also Pieter O'Mani, kaptein. Hy's 'n nuisance om teen te speel. Ja, maar ek sou nou voorbeeld vir Ryan Baird byvoorbeeld bo hom gekies het, maar ek dink hulle soek ook die ervaring van O'Mani. Ja, en natuurlik oor die feit dat hy kaptein is ook, maar ek sou my persoonlike opinie, ek sou vir Ryan Baird begin het. Dan Josh van der Flier, ook 'n briljante speler. Beste speler in die eerste span volgens my. Kylan Dorris op 8, ook 'n great speler. Dan Craig Casey en Jack Crowley. Crowley is die nuwe. Dit is uitgroot skien om nou vol te staan na Sexton want Ierland was bless. O'Gara, Sexton, Crowley. 'n Groot skuld nou. Hulle het ook groot. Kyk, vir 'n land met 4-5 miljoen, ek dink dit is omtrent 4-5 miljoen mense. Ja, Rassie sê baie. Dis ook fantasties die diepte wat hulle het. Ja, New Zealand is dieselfde, né? New Zealand het baie mense. Natuurlik. So ja, en hulle speel ook plaaslik speel hulle twee saam. So dis 'n goeie kombinasie. Halfback combination daar's en dan op die vleuel James Lowe, amazing speler. Calvin Nash op die regtervleuel, net so 'n massive linkerpoot wat James Lowe het. En dan Bondi Aki, Robbie Henshaw in die middelveld soos ons gepraat het van die centers nou. Ja. En dan my groot iets wat ek eintlik voor uitsien man, James Osborne op fullback. Die nuwe man, sy debuut in Suid-Afrika. Ook nie eintlik 'n fullback in plaaslike rugby nie. So dis ook waar speel hy sy? Yes. Ek gaan vir jou lieg, maar ek vanoggend toe sien ek maar ook 'n mense sien maar op Instagram 'n paar video's en so. Hy speel buite posisie. Hy het nou al in die junior setup onder 20, ek dink hy het 1 of 2 wedstryde op 15 gespeel. Maar as ek dit nie verkeerd het nie, is hy self 'n 14 eintlik 'n vleuel. 14 of 5. Maar natuurlik dalk probeer hulle ook hierdie versatile, nee. Dalk probeer hulle ook hierdie tipe rugby speel van ons waar jy die utility backs kry om veral met 'n span van hulle wat vooruit dominant kan raak. Ja. So dalk wil hulle hom in daai rol groot maak. Ek dink dit gaan 'n amazing wedstryd wees. Ek sien uit. Waar gaan jy uitkyk? Yes. Is maar so tussen twee plekke hier so in Bloemfontein, daar is mos net soveel opsies. Was dit altyd so lekker in Bloemfontein? Maak nie saak waartoe jy gaan nie. Die Bloemfontein gemeenskap is hier baie groot. So almal ken mekaar as jy gaan rugby kyk. Almal weet van mekaar. Almal weet wie gaan waar skree en hulle aanvaar hom nou al so. Ja, die Vryfees, dit is 'n groot trek. Luister, dan seker Copper Clover en dan die Staffie of baie man se huis. Of seker so ietsie. En waar ook hulle dis, dit gaan fantasties wees. Ek sien regtig uit vir die wedstryd. Dit was regtig 'n fees geweest om jou hier te hê. Ag, dankie. Cheers met 'n Castle Light. Dan check ons dit môre en ons hoop vir die beste. Dit was dit dan vir hierdie episode van Beers, Bats and Balls.